Maar ik denk, laat ons beginnen met gebed. Yes. Voor ons beginnen met iets. Ja, als jullie wil bid, dan kan jullie bid, ne? En ik zal hem afsluiten en dan kan ons beginnen met die Bijbelstudie. Sanudo, sorry, there's a message from Heidi on your phone. I'll check it later. Okay. Ik zal later kijken. Onze hemelse Vader, ons kom sê vir baie dankie. Here, wil jy aan dat U ons weer gegee het om met mekaar te kom. Here, dit is 'n voorreg dat ons het vanaand om so rondom die woord te kan vergader. Here, daar is so baie mense wat verdwaald is, Here. En daarom is ons hier om ook vir hulle in te tree, ons is hier om vir hulle te bid. Ons glo, Here, dat U gaan groot dinge doen. Ek bid vanaand, Here, dat U ons sal ontmoet in die plek vanaand. Seën ons met U woord en met U teenwoordigheid, Heilige Gees, ontmoet ons, Here. Ons vra dit in Jesus naam, want sonder U kan ons niks doen nie. Vader, lei ons in U Heilige Gees, in Jesus magtige naam, met baie danksegging. Amen. Amen. Lord, dank U voor wat U ons deurgedraag. U het ons bewaard, U het beschermd. U het ons veilig gehouden in de hoogte van uw hand. Dank U voor de voordeel om vandaag bij elkaar te komen lezen. Om rondom uw woord te gaan vergaren. Heere, dank U voor die mooie dag wat U ons gegeven hebt. Heere, dank U dat die engelen ons bewaren en beschermen. Dat U wat ons zal bezig is, dat U met ons zal wezen. Al wat U zal uitgaan, dat U het bewaren in ons harten. Leid ons nou verder en kom zien ons. In Jezus' naam. Amen. 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 Dankie Hemelse Vader, vir die naam die kon wees. Dankie dat vir Here se woord en se waarheid en se liefde. En Here se genade. Dankie dat ons nog kan leef, Here. Daar's baie wat het vandag en vanaand dood gegaan het. Daar's baie wat baie siek is. Maar die Here het ons gesond hier vanaand gesit. En ons is bly om teen die Here se teenwoordig te wees. Dankie vir Here se woord en se liefde in Jesus naam. Amen. Amen. Ons Vader, ons dank U vir vanavond, ons dank U dat ons hier kan vergaderen, dat ons vrij is om dit te doen en dat ons uw woord kan hê en lees en dat U ons uw geest gegeven hebt. Die geest heilig ons in alle waarheid. Zonder die geest van God kan ons nooit uw woord verstaan nie, maar U hebt ons uw geest gegeven en ik dank U daarvoor, ons dank U daarvoor. Heere, ons bid dat U ons zal leiden, dat U met ons zal praten door uw woord en dat U ons harten zal aanraken en dat dit wat ons verstaan heeft, dat ons dit dan ook in ons levens dan ook doen, Heere, wat ons verstaan heeft. Want ons is lief vir U. En ik bid dat alles wat ons vandaag doen, tot U eer zal geschieden. Ik bid dit in Jesus' naam. Amen. Amen. Yeah, okay. Then, let's sing a little bit, huh? Joshua, you can pause that. Okay, the two straps. Yeah. Dan, as ek miskien 2 ure voor my tyd daar so. En ek doen dit omdat ek nou net nie my tyd vermis op. Ek is net 'n mens, ek hou van vroeg as as. En elke dag het ek iemand ontmoet terwyl ek gewag het om aan te gaan. Ek sit buite en ek sien die man eendag kom. Ek was ook in 'n toestand al op die pad ouens. Ek weet wat dit is om regtig niks te hê, om gebreek van binne te voel dat niemand, almal is net onbeskof met jou en sy dwaal in die pad en sy soek nou net iets om te eet. Dis al wat sy iemand vra. Die man hy kom so om die pad na my toe. En ek het iets gekoop by Spar, 'n rol donut en 'n ander stukkie dingetjie, maar ek wil dit nie hê nie. Ek dink maar hoe koop ek dan nou die ding? Ek wil dit nie hê nie. Maar okay, gaan dit nou net koop. En ek koop dit, ek sit dit in my sak. Ek wil regtig die ding hê, dis onder my sak. Ek sal dit en die man kom hierna toe. En ek gee hom
ek sê, hy loop verby my, ek sê van, wag, hou dan, is 'n donker Malawian man, hy is stikken van binne, sy klere is by huis, ek gee het vir hom, hy vat het in sy hande en die man begin huil, maar hy het gebriek wat hy gehuil het, dan soos 'n kraan wat opgemaak het, hy is so lig vir my gelyk, ek kon hom nie sien, hy het regtig net gehuil daarso, en op sy knieë gaan sit daar, en hy was net stikken, ek kon nie vir die man sê, en ek het nie geweet nie, you know, en ek kon nie, ek bid saam met hom, en ek probeer, en hy sê vir my, I'm broken inside, I don't know everything, hy probeer my net sê dat, ek kan nie sê wat het is nie, maar ek weet wat het voel, you know, en ek sê vir hom, brother, you must get up now, you must be strong, walk that way, you know, hy gaan, ek het die aan in die taxi geklim en ons het omgery, ek wil nie dat ek kan, ek voel nie dat, want elke dag as ek daar kom, dan is daar iemand, wat ek moet praat met, Dylan was, en ek praat met hom, en as elke dag as ek daar kom, is daar iemand in nood, you know, en ons kyk die wereld, en aan mekaar as ek iemand arm sien, dan sê ek vir hulle, oor die vergelijking wat God van gepraat het, dat is swaarder vir 'n kameel, om die oor van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man, om die koninkryk van God te sien, te voel, of wat die woord is, te kry, of te erf. Ek probeer hulle net hoop gee, dat hulle het 'n voordeel om in die hemel te kom. You know, hy mense voel mislik, man. En ek relate met die vrou, dat om rond geld te vra in die straat, en sy loop oral, en jou laaste keuse, is om by 'n Pick n Pay te staan, dus gepraat, Dylan was saam met een van die kere, wat is met die vrou, en ek sê jou voor, daai elke dag kom ek en ontmoet ek iemand, en ons kom aan, en ons moet toe, daai dag vir af, you know, en as mense soos hulle, man, verstaan sy, wat ek probeer sê, as ons 'n ryk mens 'n stukkie brood gee, as maar net 'n stukkie brood, it is a piece of bread, let's be honest, vir as ons maar net 'n stukkie brood, as daai man 'n stukkie brood gee, daai man waardeer daai stukkie brood, weet dit, in die oë van God is dit so pragtig, you know, hoe gaan die man nie waardeer, as ek nou die man wys wat ek dit daar vir hom, so ek hou vir hom, you know, en ek gaan in na 'n baas toe, nee, wat niks ding van mense, die wat vrou sê ding niks van mense, dat ek waardeer, ek sê vir almal wat daar is, ek probeer hulle hoek gee, waardeer vir as geskryf in die Bybel, moenie stry in jou fase nie, waardeer vir hulle, dis nou maar eers sê, waardeer vir hulle betaal ons die salaris en goed, ons kan toch nie sonde die mense, so, ek probeer vir hulle sê, waardeer hulle, enige oneenigheid, sal God eendag afreken, maar vir nou, moenie laat ons kop opbreek en ons self stres vir die mense, ons is lief vir hulle, you know, en ek kan net afsluit om te sê dat God se manier van 'n ding doen, is regtig, ek kan dit nie, ek weet nie regtig nie, maar God, ek kan op U sit en net aan een praat oor hom, en net aan een gaan oor die ding, wat die binne my is, you know, die liefde, ek voel dit is groot, die genade van die Here is baie goed, ek sê prys sy naam, hy is die weg, die waarheid en die lewe, ek kan dit in my duim uitsuig, die man het my verwys, God het my, hy is lewendig. Amen. Ja, baie dankie. So ons sien, ons het altyd die kans met mense oor Jesus te praat. En ek het nou die vers hier, in Engels, maar ek sal dit ook in Afrikaans vir ons lees. Het staan in Efesiërs, hoofstuk 2 van vers 10. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Wat verstaan julle as julle dit hoor? Onder die vers hier. Is it that verse that I'm reading? It's the same verse. Yes, if you read it in English. For we are God's handiwork, created
Christ Jesus, to do good works which God prepared in advance for us to do. So, wat verstaan jy as jy dit lees? Ik kan uit mijn eigen ervaring praten. Alles wat ik doe voelt zoals ik voorbereid was voor mij. Everything that I do feels like it has been prepared. Dis wat die woord van God sê. Al die goeie werke wat ons moet doen in ons lewens, het die Here dit staan beforehand prepared. En kyk hoe dit in die Duitse Bijbel staan. Kyk maar die Here het dit voorberei. Wat ons nog sien, God het ons geskep. Het staan ook in die Bijbel, He made us and not we ourselves. Hy het ons gemaakt. Daar is mense wat denken ons het net so ontstaan. Het was God wat ons gemaakt het. Hy is ons skepper. En hy het ons in Christus Jesus geskep. Dat ons die goeie werke doen. Wat hy voor begin, ek dink dit staan ook in die Bijbel, voor begin van die tyd al, het hy gesê, jy sal dit doen, jy sal dit doen, jy sal dit doen. Hy weet al, voor die begin van die tyd, het hy geweet, jy sal daar wees in Lapier, jy sal vandag hier wees, jy sal met die persoon gaan praat, met die gevoel wat jy in jou hart gehad het, om iets te koop. Ek dink dit was die Here wat vir jou gesê het, koop dit, want daar is iemand wat sal kom vir aan hoe jy dit kan gee. So, die Here praat met ons nie altyd in woorde, maar ook in ons die gevoelens wat hy ons kan gee, kom doen dit. Ne? En as ons gehoorsaam is aan die stem van God, en aan sy leiding deur die Gees van God, dan kan die Here ander mense seën. Ander mense wat honger het, kan hy nie net kos gee, maar ook geestelike kos. Ons kan vir hulle die liefde van Jesus deel met ander mense. So ek is bly om dit te hoor dat jy die kans het, so baie om met mense die liefde van God te deel, en ook in die werk, dis baie belangrik, ja. Ons moet altyd ons baas respekteer, maak nie saak nie hoe hulle is nie. Daar is sommige keer het jy 'n goeie baas, en sommige keer nie. Maar maak nie saak nie. In die Bijbel staan, daar was mense, hulle was slawe. En hulle het gesê, jy moet luister. So, ons moet luister, as hulle nie sê, doen iets wat nie goed is nie. Ne? As hulle nou vir my sê, kom maak die mens daar dood, dat sal ek nie doen nie. Ne? Maar as hulle sê, kom doe jou werk, en doen het reg of so, dan moet ons luister, want wat ons doen, dat doen ons tot die eer van die Here. Dat is belangrijk. Ne? So, baie dankie dat u dat met ons gedeel hebt vandaag. Is er nog iemand anders wat misschien iets wil delen? Ik kan vir julle iets sê. Ek was ook in Protestdorp en daar was een vrou. Ik was nog niet bij PQP, maar ik was bij Checkers en ik heb daar iets gekoopt. En daar was dan een vrouw wat voor mij geholpen heeft. Ik heb kost voor die honden gekoopt en daar was zo, als je die Checkers kaart hebt, dan kan je zo een beetje, you can pay less. No? So, ik heb niet die Checkers kaart gehad, nie, maar zij had voor haar vriendin gevraagd of een van die werkers dat die kaart kan krijgen en het dan voor mij geholpen dat ik een beetje minder betalen. Kan betalen. So, nou, dit is een kans voor mij om met haar over Jezus te praten, maar denk jullie, ik heb dit gedaan meer. Ja? En dit is wat ik ook voor jullie wil zeggen. Sommige keer is het zo dat die, ik zal een beetje in Engels praten, the fear keeps you from doing what you should be doing in that situation. She helped me with 60 rand. I was able to pay 60 rand less. Now I could have at least told her about Jesus. The free gift. She gave me something for free. I could have given her the news of eternal life. Hoe sy ewige lewe kan kry. So ek wil sê, ook met my, wat ek die woord van God studeer het en so, is daar situaties waar ek dit nie doen nie, tot my skaam. Want ons moet dit doen. Die Here het ons geroep om met ander mense oor hom te praat en nie skaam te wees nie.
en nie bang te wees nie, wat die mense sal sê, wat hulle sal dink, en ek maak die saak nie wat nie, né? Maar sommige keer is dit so in ons lewens. So, maar die Here sal ons nog 'n kans gee, of as jy dit nie doen nie, dan is daar iemand anders wat die Here sal stuur wat dit sal doen. Maar jy sal nie van die Here die beloning kry nie, want jy het niks gedoen nie. Jy het dit nie gedoen wat die Here wil in die situasie wat jy moet doen, né? So ek wil vir julle sê, sommige keer is dit so. Maar die volgende keer as jy die kans het, gaan praat met die mense. Want ek het die week daarvoor het ek met mense gepraat op die straat. Dat was geen probleem nie. So sommige keer is dit so, waarom is dit sommige keer so, jy doen dit nie en sommige keer doen jy dit, né? Maar ons moet uitvind in ons lewens, wat is dit wat ons daarvan afbring om dit te doen wat die Here wil wat ons moet doen. Dat is vir ander mense die evangelie te vertel, né? En ons is nie alleen nie, ons het die Gees van God. Hy praat deur ons. Die Bybel sê hy sal ons die regte woorde gee. So ons moet nie bang wees nie en nie skaam wees nie. So volg nie my voorbeeld in dit nou, né? Maar volg wat die woord van God sê. Praat met die mense as jy die kans het om met mense oor Jesus te praat. Ek weet nie, ons weet nooit wat met die mense sal geskied. Ons weet nie. Ja? En dit is belangrik, want dit gaan oor die ewigheid, waar ons die ewigheid sal verbring. So ons moet, as ons die kans het, ons moet meer as oorwinnaars wees en vir mense vertel van Jesus. Soms is dan dink ek ook, as ek met iemand hulle praat, dan voel ek of hulle spirit beklei met my. Ek het miskien ook nie met die persoon gepraat, maar hy beklei met my. Sy houding, en soos ek miskien nie van die Here wil praat, dan dink ek, nee, die man hierso, nee, die man gaan beklei. En sommige mense, ek het 'n man, hy is die security guard van Pick n Pay. Ek het hom in die hospitaal ontmoet, ek was baie siek gewees in die hospitaal. Om daar ontmoet en ons ken mekaar nou hier in die winkel. En hy weet ek praat van die Here baie en ek lees baie my Bybel soek. Ons kom in die island en ons praat en hy begin sê vir my dat almal sê, en as 'n vers wat sê in die Bybel dat people will say, where is this God of yours? Waar is die Here? Wanneer gaan hy kom? En ek dink aan dit terwyl iemand praat in die Bybel. Hy sê vir my dat die wêreld gaan nie vergaan nie. Ons mens vergaan nie. Van sy maat vir hom gesê, die Here is amper op pad. En dan gaan hy weer vir my sê en so, maar ons vergaan, die wêreld is dan nog altyd. En hy sê dit vir my in die kop raak sê. En dis die eerste stryd. Ek staan nog hier en ek weet dat die Here gee vir my wysheid. Dus ek kan die man nou bewys dat hy is verkeerd. En gewoonlik wil ek dit doen. Ek wil hom nou, wat ek slaat blink, ek kan hom nie stryd nie, weet jy wat om te sê, ek voel die man, ek raak opstandig, ek het die mekaar. Ek hakkel van binne, maar ek sê niks buite nie. Maar ek weet nie, hy het in so 'n toestand gesit, van ek is lieflik vir die woord van die Here, die man praat dan nog goed nie met my. He's testing my faith, en bo dit sê die man vir my, may the Lord guide him, I respect and love him. May the Lord show you, wat hy sê vir my, van Cain and Abel, Adam and Eve, that Adam and Eve is not the first people on this earth. He say, no, but listen, other people also say vir hom, maar luister, want dis waar het inkom. Cain, na hy sy broer